Goeienaand, Eden FM luisteraars. Dis Maandag aand en is tyd vir ons het koppe bymekaar. En ons het 'n baie spesiale gas hierso vanaand, Bea. En Bea is van die Happy Hormone Club. Ek het nie geweet daar's so 'n klub nie. As 'n man luister jy nie noodwendig altyd daarvoor nie. Maar Bea, vertel ons net 'n bietjie, wie is jy? Ons het so nou voor die tyd gehoor jy kom van Ellis Ras af, maar ja, net vertel ons asseblief, vertel vir die luisteraars, wie is jy? Dankie Hans en Thea, ek is baie opgewonde vir die sessie saam met julle. So ek is Bea en Hallo ek het die Bea. Happy Woman 4 jaar terug begin met my eie gesondheidspad, my eie hormoonpad. En ek dink met die woord hormone gaan baie vrouens se ore so begin tyd en mans ook. Ek's eintlik 'n omgewingswetenskaplike. Ek het 'n meestersgraad. So ek het geswat in Potchefstroom. En ja, ek sal baie dieper in my hormoonpaadjie met julle ingaan, maar ek was gediagnoseer met polycystic ovarian syndrome, PCOS, toe ek 20 was. En ek het aanhou swat. So my groot hart was altyd om 'n verskil te maak in die omgewing en dis hoekom ek daai pad gekies het. Maar jy weet as jou gesondheid bietjie af is, as jy bietjie sukkel met daai deel, dit beïnvloed jou hele lewe. Mm. So my hormoonpad is al, moet ek sê, 'n 13 jaar pad, waar ek navorsing doen om te verstaan wat in my liggaam aangaan. So ek het toe 'n holistiese voedingkundige kunde geswat verder na my Mm. graad. En ja, nou help ek vrouens met hulle hormone. Ew, dis Ek, ja. nee Hans, ek kan nou nie help om te dink, as ek hoor Bea sê hormone, dan gaan die vrouens se ore so in die mans hardloop weg. Die mans dink hulle het nie hormone nie. Dit is een van die goed, maar ons almal het. Dit is die groot ding daarvan. Het mans ook hormone? Natuurlik, natuurlik. Ek het ook gehoor van mans wat praat, wat noem hulle dit, PMS, né? Die PMS. Ja. Die eintlik interessante ding is ons het meer as 60 hormone en almal van ons het nou al 'n paar lekker goeders geëet deur die dag. Hmm. Vir daai energie om in jou selle in te kom met jy insulien nodig. En dis 'n hormoon. En jy het bietjie gestres op die pad vandag. So bietjie kortisol, hormoon. En natuurlik dan het ons vroulike hormone, die estrogen, die progesteroon en dan testosteroon en mans, yes, jy het bietjie meer van daai. Maar dis vir my die mooiste ding met hormone want ons is eintlik almal hormonaal elke oomblik van elke dag. Selfs mans. Dis net ja, selfs mans. Sjoe. Ja, ek vir ons wat nou in die sielkunde werk, is dit die verband tussen ja hormoonwanbalanse en optimale vlakke van die verskillende hormone en die verwantskap daarmee met ja ons gemoed. Vertel 'n bietjie vir ons daarvan. So vir my, ek het eintlik so 'n mooi beskrywing daarvan. Dit is soos 'n simfonie. Jy weet, elke instrument in 'n simfonie moet saamwerk sodat dit 'n mooi klank maak. En vir my is dit hoe die hormone werk in die liggaam. En as een af is, jy weet, as een van daai gitare of een van daai instrumente af is, dan die hele simfonie word beïnvloed. En vir my dit is hormone en vir julle wat met soos die gelukkige hormone werk spesifiek, wat ek weet baie van dit word in die gut gemaak. Mense weet as dit af is, affekteer dit alles. En dis wat ek so baie sien in my kant wat ek nou weer kyk na sê net maar estrogen of progesteroon. Maar natuurlik ek dink met hormone moet mens tog alles in ag neem en niks werk in isolasie nie. Dit is ook vir my 'n baie amazing ding om te sien dat die liggaam is so kompleks en soos 'n simfonie kyk ons na elke ene daarvan. Ja, ek het nou net gister het ek so 'n interessante gesprek gehad met met my oom en my tannie
My niggie was ook vroeër gediagnoseer met PCOS, Ja, polycystic ovarian syndrome. ja. En my oom en my tannie, hulle is nou so 'n bietjie ouer en ek het nou vir hulle probeer verduidelik wat ek verstaan van dit, maar ek sê vir my oom, ek sê hormone nou vra hy, is dit net onder vrouens? So sê ek nee, jou hormone word soms in jou daar's skildklierhormone en daar's byniere. Hy sê maar dis nou dis mos vrouens, dis ek nee, mans het ook skildkliere en mans het ook byniere. Natuurlijk. So wat ek graag wil vra, net om ook daardie stigma en ek geniet dit nou dat Hans by is, net om die stigma te neutraliseer of aan te spreek. Wat is net 'n algehele prentjie of 'n geheel prentjie van hormone in mans en vrouens, net in mens? Miskien, hoe werk hormone as jy net een eenvoudige siklus kan verduidelik vir die luisteraars, net sodat hulle 'n beter idee het van dit. Oh, ek love hierdie vraag, ja. Dis hoekom ek gesê het, ek dink daar's 'n baie groot stigma met hormone. Maar as mens net kan besef, daar's meer as 60 verskillende tipes. En okay, so kom ons begin met die basiese ene. Soos wat ek gesê het, ons het nou iets geëet. So insuline is 'n basiese hormoon wat ons almal het. Serotonien, ons gelukkige hormoon. Natuurlik ons skildklier wat lyk soos 'n vlinder wat hierso sit, wat ons metabolisme beïnvloed en jy's mans en vrouens. Ek dink die groot verskil is meer in ons vrugbaarheidssiklus. So al die ander hormone het ons almal in balans. Maar as ons nou kyk na die groot verskil. So mans het ook eintlik 'n daaglikse siklus. Het jy geweet daarvan? Nog So nooit daarvan gehoor. mans is baie meer sensitief. Hans, jy moet nou mooi luister hier. Ek het gehoor as deel van 'n mans is baie meer sensitief. Ek gaan dit neerskryf. Sekere dele van jou dag. So, dit gaan so. Jy het meer testosteroon in die oggend. Okay? Okay? Testosteroon is 'n amazing hormoon want dit laat jou ek sê altyd dis hoekom mans baie hou van die boardroom meetings vroeg in die oggende. Want dit is 'n hormoon wat jou dryf. So mans het daai fisiese dryf, nê, veral in die oggende. Dis testosteroon. Ons het dit wanneer ons ovuleer. So yes, dis 'n libido boost, maar dit is ook baie goed vir ons dryf. Maar dan word mans amper meer sensitief vir hulle estrogen later middag. So happy hour. Nee, geen toeval dat dit tussen 5 en 7 is. Want is meer soos ons, ek gaan my taal meng, nurturing, wat is daai? Ons nurturing hormoon. Nee? So jy's baie meer sosiaal, want dit is nog wat estrogen doen. So dit is nogal, dis die mansiklus. Baie groot dryf in die oggend, boardroom meetings en dan bietjie meer sosiaal in die middag. So Bea, jy sê nou vir al die vrouens daar buite. Wanneer jy wil hê jou man moet vir jou daai sportmotor koop, vra hom tussen 5 en 7 in die middag. Sy, presies. Want hy meer sosiaal is, bietjie meer rustiger, want dat testosteroon is uit, yes. En as jy wil hê Amazing, met baie baklei met die bure, dan moet jy hom in die oggende vra. in die oggend stuur. Go for Om it. te gaan baklei. Yes. So dit is soort van 'n tipiese siklus. Man se siklus is baie gekonnekteer met die circadian rhythm, die ritme van die sonsiklus. En vrouens is meer gekonnekteer met die maansiklus. Dit is soos geplan met die Okay. maan. So ons, Ja. dis eintlik vir my geen toeval dat die maansiklus presies 29.5 dae is nie. En 'n tipiese vroulike siklus in ons vrugbare jare is 29.5, 30 dae. Geen toeval daar nie. So 'n vrou siklus is meer uitgestrek oor 30 dae. Ons het eintlik 4 fases in 'n siklus, waar ek dink ook vrouens dink ons net een. En ek dink mans dink ook net ag, is daar PMS. Waar ons 4 verskillende fases het. En dit is waar die fluktuasies inkom van ons verskillende tipes, bietjie meer estrogen sekere tye, bietjie meer testosteroon. Ek dink ons gaan later bietjie meer in detail daarin. Maar en ek noem dit ons superpowers. Ek dink as jy besef jy is ook 4 verskillende weergawes van jouself, want hormone affekteer soveel meer as net
jou gemoed. Dit affekteer jou Mm, vertering, dit verander hoe jy sosiaal sekere dele. Jy's meer ingetrokke ander tye. So, ja, ek weet nie of dit vir jou 'n jou vraag beantwoord met 'n klein bietjie meer verskille tussen Definitief, mans en vrouens nie. definitief, Yes. definitief. joh, ek is nou geïnteresseerd in jou eie storie ook, die polisistiese ovarian syndroom. Jy het dit aangespreek deur die eet klink dit vir my en ek neem aan seker ook aanvullings of weet nie medikasie nie. Ja. Kon jy dit toe onder beheer kry of is dit nog steeds daar? So met PCOS, die grootste ding met dit is om te weet, ons noem dit eintlik verskillende tipes PCOS ook. Of verskillende wat is die goed wat dit dryf? En die Ja. hoofrede vir PCOS, een van die goed wat dit eintlik vererger kan, is insulienweerstandigheid. So die ding met PCOS ook is my liggaam sukkel baie keer om te ovuleer. So daai amazing fase waar jy eintlik Mm, jou eiertjie maak en dan maak jy progesteroon van daai proses af. En progesteroon is so belangrik vir ons kalmerende hormoon, sodat ons nie PMS het nie. Maar sodra ons siklus af is en ons sukkel met daai, dan veral met PCOS sukkel jy met gewig optel, veral in die middel. Jy kry donker gesig, hare, want jy het bietjie meer manlike hormone ook. Soos 'n vreemde tipe sindroom. Belangrikste ding met dit is, yes, jy spreek die wortel aan. En die wortel vir my is dat my selle nie so lekker insulien sensitief is vir insulien nie. En dit doen mens met kos, veral bloedsuikerbeheer. Ek dink altyd die eenvoudigste manier van, want daar's so baie dieete daar buite, is om te gaan na wat groei op 'n boom, wat groei op plante, wat is die natuurlikste goed daar buite en eet meer van dit. So ja, ek het teruggegaan na heel kosse toe, ek het gewerk aan my verteringsstelsel, gut health, soos die term nou is oor op social media, en bloedsuikerbeheer, en natuurlik 'n paar aanvullings, ja. En ek het 20 kilos verloor, ek het my siklus ja. gereguleer, Joh. en ek dink my grootste verskil was definitief in my gemoed, waar daar 'n oomblik was waar ek besef het iets is af en die mooiste ding van hormone is dis hoe jou liggaam met jou praat. Dis hoe simptome met jou praat. En ek dink ons moet altyd net 'n oomblik vat en terug staan en sê maar daai liggie is maar soos daai liggie op jou kar wat vir jou sê jy kort petrol. Hmm, En ons moet begin verstaan 'n simptoom is net 'n liggie. En ons hmm. hoef dit nie altyd af te sny met net medikasie nie. Ons kan baie keer vra, wat probeer dit vir ons sê? En dit was my Ja. storie. Ja. Joh. Baie, dis wonderlik om te hoor dat jy dit kon Mm. met die eet en so jy wat is 'n vir die luisteraars wat nie weet nie, wat is 'n whole food diet? Wat waarna verwys die term? So heel as moontlik. Ek sê altyd, die Here het dit so perfek gemaak, nê? Die appel aan 'n boom kan jy eet en daar's vesel in sodat dit ja, daai suiker wat in daai appel is stadig in jou bloedstroom ingaan, sodat jy nie 'n effek kry daarvan soos 'n suiker craving daarna nie. Maar wat ons nou gaan doen is ons gaan prosesseer al ons kosse en ons verloor nutriënte. Ek dink dis die een groot ding verskil tussen 'n geprosesseerde dieet en 'n heelkos dieet is, die heelkos het meer nutriënte in. En Hmm. ek dink om dit te beantwoord, ek vra altyd Hans, wat is jou gunsteling vrug? Pisang, Piesang, okay. pisang. So as jy 'n piesangboom het in die agtertuin, hoe weet jy daai piesangboom is gesond? As die pisangs gesond is. Ja, hy dra vrugte. Ja. En sy blare is helder en sterk. En dis soos ons. As ons boom verlep is of ons maak nie 'n vrug nie, soos in ons menstruasie Ja. siklus is Okay. of ons blare is verlep, ons het nie energie nie, ons is moeg, ons is geïrriteerd. Wat kyk ons na? Nutriënte in die grond, water, stres, miskien bietjie toksines en parasiete. En dit is letterlik
wat ons vir onsself, okay, ja, Luisteraars, die persoon wat so lekker gesels is Bea van die Happy Woman Club. Dis nou tyd vir 'n musiekbreek, maar ons gaan definitief hierdie gesprek nou voortsit. Um, ons luister gou na Blou van Spoegwolf en dis Bea se keuse. Goeienaand, Eden FM luisteraars. Dis ons het koppe bymekaar en dis ek Hans van der Veen, Dr. Thea Smit en Bea Hurter van die Happy Woman Club. Voor die breek het sy vir ons vertel van heelkos oor hoekom ehm dit beter is as geprosesseerde kos en ook oor hoe haar belangstelling in hierdie hormone getrigger is deur haar eie gesondheidsuitdagings en hoe sy dit kon oorkom. Ehm ek dink just so daar's een van die goed wat my uitstaan wat net ook uitgekom het is hierdie ding van mans wat hormone ignoreer. En ook maar dit voel vir my dis nie net mans nie. Ek het 'n podcast geluister van waar daar verwys is na hormone as mense wat net dis word gemisdiagnoseer baie keer as depressie en angs, maar dis eintlik nie die oorsaak lê nie in depressie of angs nie, maar lê actually op 'n ander vlak. En Bea, vir jou wat nou in die veld werk, vertel net vir die luisteraars bietjie daaroor. Hans, dankie dat jy hierdie opbring. Soos jy sê, ek dink hormone eerstens, jy laat my skrik die woord. En ek dink die menstruasie siklus oor die algemeen is 'n baie groot taboe onderwerp. Al is dit die mees natuurlikste proses wat gebeur in die liggaam. Ek dink 'n groot ding ook met die woord hormone is veral in daai ons noem dit die luteal fase. Dit is daai 5 dae voor ons siklus, ons menstruasiefase begin. En dit is die PMS. Dis gewoonlik waar die PMS opkom. Maar ek wil 'n kantnota maak wat ek baie graag wil doen, wat ek graag doen, is ek dink vrouens en mans dink, ag, dis maar net hormone, los hom net, is geïrriteerd, los haar uit. Jy weet, dis daai tipe ding. Maar wat ek wil sê is al baie van ons PMS simptome, soos ons geïrriteerdheid, jy skree sommer net vir 'n oomblik, is nie regtig normaal nie. Dis ook 'n manier hoe jou liggaam probeer vir jou sê, asseblief luister na my. En as ek bietjie kan uitbrei op PMS, dat mans en vrouens dit beter verstaan, is eerstens, dit moenie normaal wees nie. Ons hoef dit nie net te sê, ons hoef so te wees nie. Ek het al baie gesien met die regte voeding, met die regte manier om jou siklus te verstaan en te eer, kan daai simptome, is dit weg. Vrouens is dan baie meer. So kom ek verduidelik vinnig, kan ek gou vinnig vertel hoe dit werk? Ja. So vrouens het eintlik maar 4 fases. Ons menstruasiefase, ek noem dit winter. Maar kom ek verduidelik van die ander af. So die ander is ons follikulêre fase. Dis ons inner spring. Lengte, ekskuus. Ja. Dis lengte. En dis maar waar ons brein besef, okay, ons is nou klaar deur ons winter, kom ons gaan nou deur 'n nuwe siklus. En daar klein follicles, gaan groei ons klein follicles. Dis waar die eiertjies in is. En die gesondste een word gekies om te ovuleer. So daar's 'n kort, dis lengte en dan somer is ons ovulasie. So in daai tyd is vrouens baie uitwaarts gefokus, want jou brein is maar baie primitief, nê? Dit wil maar net 'n eiertjie bevrug. Dis 'n baie primitiewe plek waar ons nog is eintlik. So vrouens voel het baie selfvertroue. Ek sê altyd, gaan vir jou eerste date of gaan vir 'n onderhoud in hierdie somerfase. Hierdie is ook wat die wêreld baie van vrouens hou. Hulle hou baie van hierdie weergawe van ons, die somer en die lengte. Maar dis nie wie ons is 4 weergawe. So na ovulasie is jou brein soos, yes, daai eiertjies bevrug, dis amazing. Nou moet jy regmaak vir die baba. Al is jy net noodwendig swanger nie. Dan gaan jy in jou luteal fase en dis gewoonlik 10 dae. So jy verander van 'n baie somer weergawe Bea na 'n herfs. En net soos seisoene verander ons en ons word bietjie meer inwaarts
gefokus. So die sosiaal, ons voel nie so sosiaal nie. Ons wil nie noodwendig al die uitwaarts goed doen soos wat ons gedoen het in somer nie. Dit is baie normaal. Maar as ons as vrouens heeltyd moet dieselfde weergawe wees, somerweergawe in ons herfs en ons winter, wat gebeur? Ons word geïrriteerd. Alles om ons is verskriklik. En die nesting fase, die luteal fase ons is baie meer bewus van die handdoek op die grond. Weet jy, is bietjie meer, nie noodwendig, jy hoef nie noodwendig geïrriteerd te wees nie, maar jy is meer bewus, want jou brein berei voor vir die baba. Dis alles normale prosesse wat ons ingaan. En ek dink, dis waar baie van die PMS inkom, is waar vrouens hulle self nie eer, dat ons eintlik verskillende weergawes is nie. En dan gaan ons in ons winterfase in. So menstruasie vir my dis net 'n winter. En nou wat ons in Suid-Afrika, ek kyk nou hier buite, maar ons gaan in winter in. En as ons nie ons winter eer nie, as ons nie die natuur eer om winter te hê nie, hoe kan ons opdaag vir onsself, vir ons kollegas, vir ons man, vir ons kinders, as ons nooit rus nie? So dit is sommer net 'n algemene prentjie van die fase en hoe vrouens, as ons dit eer en as mans dit verstaan, verander dit die wêreld. Regtig. Ja, so wat sou jy voorstel? Ek het nog nooit gedink aan die vroulike siklus soos jy dit nou vandag verduidelik het in terme van winter, lente, somer en herfs. En dit maak 100% sin vir my. En ek kan sien ek weet van die handdoeke wat so pla en ek kan sien dat in die winter wil jy eintlik net jouself beskerm. Dis so 'n vulnerable fase eintlik wat 'n mens soms deurgaan. Maar as jy dink aan 'n herfsfase, aan die PMS, soos wat mense mos so premenstrual syndroom, wat almal van weet en mense sê ag, sy het seker PMS. En so negatief praat daarvan. Wat stel jy voor doen vrouens, soos jy net ook gepraat van kos, dat as jy reg kyk na jou liggaam, as jy die regte kos eet, dan kan jy help om die simptome minder te maak. Net 'n paar idees, asseblief. Daar's regtig nog 'n paar. En goeders wat ek sien vinnig werk. Okay, so eerstens met PMS, ek sal altyd vir vrouens sê, bou vir jouself 'n winter in. So dis die emosionele kant. Ek begin altyd met dit. Bou 'n winter in jou kalender in. Okay. Skryf neer. Ek's in winter. En ek sê ook, kom ons in plaas daarvan ons altyd negatief praat oor hormone, veral die woord PMS. Kom ons 'n vrou het baie geskryf in 'n boek. Sy het gesê, prioritize myself. Dis die woord PMS. Dink ek ook vir vrouens, Ja. in jou herfs, prioritize myself. Kies vir jou tye wat jy jou naels gaan doen, of wat ook al jy, of mans, luister mooi, dis 'n tyd wat jy jou vrou nou uitvat vir ete. Okay, die emosionele kant, kyk, hoe kan jy jouself voed? Dit gaan jou help om jou PMS minder te maak, nommer 1. Okay. Dan natuurlik aan die koskant. So om te weet hoe hormone werk, is weer eens om te sien, follikulêre fase waar die follicles groei, gee hulle vir ons estrogen, en dan gaan dit af, maar ons wil nooit te veel estrogen hê nie. Ek sê altyd dit is soos die fertilizer op die gras, die kunsmis. Estrogen laat goed groei. Dit laat ook ons lining groei wat ons eintlik ons menstruasie word. Okay. Maar ons progesteroon na ovulasie, en dis ovulasie is so belangrik want progesteroon is die grassnyer. So dit stop daai estrogen om te veel te wees. Ek noem dit want te veel estrogen veroorsaak dat ons meer PMS het. Seer borste, ons is opgeblaas, ons het die bloating, ons het al daai tipe goeters. En die ander groot koneksie is estrogen moet verwyder word daagliks via die verteringsstelsel. So gut health hierso is verskriklik belangrik vir PMS. Om dit te verhoed. So dan gaan kyk ons na kos. Gaan jy
eet jy genoeg vesels sodat jy ten minste een keer 'n dag badkamer toe gaan? Hmm. Ek vind dit baie dat as ons verteringsstelsel nie lekker werk nie, so ons is bietjie meer hartlywig, um ons het nie genoeg vesel nie, ons drink nie probiotika. Ek hou baie van 'n vloeistof probiotika. Ons het nie daai goeie diversiteit in ons mikrobiom nie. Dan is ons estrogen te veel en daar's 'n term ons noem dit estrogen dominance. Dan het Mm. ons bietjie meer estrogen en dan het ons meer PMS. Oh. So dit kom altyd vir my terug na kos toe en ek het nou al gesien. Kom ek gee vir jou die beste voorbeeld. Ja, jy kan hierdie doen, hè. 'n Mm. Wortel 'n dag. Ek het vandag met een van my kliënte gepraat. Sy doen Wat? hierdie nou al vir 'n paar maande, sy het geen meer PMS nie. Jy rasper 'n wortel, sit 'n bietjie appelasyn by, bietjie olyfolie, bietjie sout. En jy eet 'n wortel 'n dag en dit help om estrogen te verwyder. Okay. Pickled carrots Jy kan hom pikkel, in ja? gelegde wortels. Ja. Baie goeie advies. So dit is Yes. daardie vesel help om dan nou van die estrogen ontslae te raak. En ek weet dat te veel estrogen dra dan by tot goeie soos endometriose en selfs PCOS ook, né? Yes, want dit is daai balans. Met hormone gaan dit estrogen is baie goed vir ons, goed vir ons spiere, is goed vir ons brein, maar te veel, yes, die PMS. En omdat endometriose is waar, kom ek verduidelik bietjie met dit, is jy het jy bou jou baarmoeder op wat eintlik jou menstruasie vloei word. Maar met endometriose bou ons noem dit lesions, groei dit baie keer op jou ander organe. So die grootste simptoom met endometriose is gewoonlik verskriklike pyn. Daar's baie vrouens wat hospitaal toe gaan. So dit is nogal 'n baie groot ding is wat ek dink wat hoe meer ons oor gesels ook met al hierdie goed hoe meer is daar inligting daar buite. Maar ja, estrogen is verskriklik belangrik om dit in balans te hou. En dan om seker te maak jy ovuleer, want natuurlik die progesteroon is die grassnyer. En progesteroon maak ons kalm. So en om vir jou die ovulasie is maar soos as jy kan kyk na soos Hans sê sy gunsteling is die piesangboom. Ja, ek weet nie wat jou gunsteling vrug nie, maar as jy kyk in jou 'n appel. Vir okay, enige vrou. amazing. So dan kyk na daai appelboom Ek spot nie en 'n appel. Ja, Eva. ons wil daai gesonde appel hê 'n maand, want dan is meeste van ons hormone baie mooi in balans. Okay. Ja. Ek dink wat ek by jou hoor, Bea, is hierdie ding van balans, nê, en 'n natural erkenning van natuurlike prosesse. Daar's tog nie een seisoen wat belangriker is ander nie. Almal van hulle het hulle plek en met die hormone ook, almal het hulle plek. Kan jy 'n bietjie met ons praat oor menopause, want ek dink dit is een van die goed wat deesdae 'n bietjie meer in die nuus is en ook postmenopause, die rol van hormone wat daar relevant is. Natuurlik, dis so groot gesprek, né? So waar ek nou gepraat het oor die 4 seisoene. Met perimenopause en dis eintlik waar ons noem dit eintlik ons tweede puberteit. Kom ek begin eintlik om eintlik dit te verduidelik, moet ek eintlik puberteit verduidelik, want in die begin jou brein met jou eierstokke praat. En dis soos in die begin is dit 'n bietjie van 'n grondpad. Né? Die kommunikasie, dis 'n hele nuwe proses wat moet vorm. So die kommunikasie is baie keer dit vat 'n bietjie tyd. Hulle sê jong meisies se siklus vat 10 tot 11 jaar om te ontwikkel. So in die begin vir tieners is ons siklus nie altyd die perfekte 30 dae nie. Dis baie keer 40 dae, 50 dae. En dis heel normaal. Ek wil dit sê vir die ma's wat luister. Jou tiener gaan nie net begin met 'n perfekte teksboek siklus nie, maar oor 10 of 12 jaar is dit 'n teerpad.
Dan is ons in Mm. ons vrugbare jare. So ek dink, ek sal na die breek baie detail in menopause ingaan, maar vir tieners, die grootste goed wat ons moet na kyk, dis nie 'n 30 dae teksboek nie. Maar sodra jy net die verskriklike pyn het of verskriklike PMS of al daai nie, gee jouself net tyd om gewoon te maak raak aan jou nuwe hormone wat begin. Okay. Luisteraars, dit is Bea Hutter wat so lekker gesels oor hormone. Ons gaan net gou 'n musiekbreek vat. Na die breek gesels ons verder en ons gaan 'n bietjie fokus op menopause. Volgende liedjie is Walking on the Moon van Cas Haley. Tydens die breek luisteraars het ons my liewe mede-aanbieder gesê dis nou 'n can of worms oopgemaak en sy wil nog baie hoor by Bea en ek voel ook so. Bea, jy het gesê jy gaan met ons praat oor menopause. Yes. Hans, dankie vir hierdie. So, okay. So ons gaan van ons tienerjare in ons vrugbare jare in en dan gaan ons in ons perimenopausal jare in en dis amper maar ons tweede puberteit. So in die begin, net soos wat jong meisies bietjie langer siklusse het, jy weet, die groot ding is jou liggaam wil daai eiertjie maak. En ek sê altyd onthou daai vrugteboom want dit is 'n maklike manier om dit te onthou. So Thea, jy's die appelboom, né? Jou boom wil 'n appel maak elke maand. Wat het sy nodig? Die nutriënte, die water. Sy moenie te gestres wees nie, anders gaan sy dit nie wil doen nie, né? Te veel toksines in ons omgewing. So daar's baie goed wat 'n rol speel vir daai appel om actually te vorm. En natuurlik die kommunikasielyn tussen die twee, jou brein en jou eierstok. Okay. In jou perimenopause en vir party vrouens kan dit wees van 4 jaar tot 10 jaar waar hulle in hulle tweede puberteit ingaan waar jy maak nie dan meer 'n appel elke maand nie. Jy gaan ek noem dit eintlik menopause is jou wysheid, jou wyse jare, jou wisdom cycle. Jy verander, jy gaan in 'n transisie in na 'n baie wyse tyd van jou lewe. Maar dit vat 'n bietjie. Dit vat baie keer 10 jaar. So vir vrouens dan in plaas dat hulle gewone 30 dae siklusse het, word dit langer. Jy kry baie keer 'n siklus elke 40 dae. En die groot verskil is omdat jy nie daai appel maak nie, maak jy ovuleer nie. Maak jy nie progesteroon nie. Want dis wanneer progesteroon kom van hierdie klein corpus luteum. Jy het 'n follicle, jy pop jou eiertjie, hier's 'n corpus luteum. Dit word hierdie groot gland en dit maak progesteroon. En soos ek verduidelik het, progesteroon is die grassnyer wat jou estrogen counterbalance. Dis belangrik want in perimenopause begin vrouens baie swaarder bloeding kry. Want as jy nie ovuleer nie en jy maak nie progesteroon, het jy meer estrogen. Dan jy weer estrogen dominansie. So dan kry jy swaarder bloeding, jou siklus is langer, jy het baie keer bietjie meer pyn, en dis bietjie van 'n wobble baie keer. So baie vrouens begin dan hot flushes kry, hulle slaap nie so lekker nie, want progesteroon is weer eens 'n baie kalmerende hormoon. As jy minder van dit het, slaap jy nie so goed nie. Jy's meer geïrriteerd. So vrouens het baie keer bietjie meer PMS in hulle perimenopausal jare. Kan jy sien daai wobble wat baie keer nou gebeur in daai transisietyd. En dan gaan vrouens in menopause in. En menopause word geklassifiseer as 1 hele jaar sonder 'n siklus, sonder 'n menstruasiefase. Dan is jy offisieel in menopause in. Dan dip meeste van jou hormone. So dan jy minder estrogen en jy het minder progesteroon natuurlik. En dit is nog wat sê jy? Hoe beïnvloed dit jou gemoed? Hoe beïnvloed dit jou gemoed as jy minder estrogen en minder progesteroon dan nou maak? En dalk ook kan jy 'n bietjie behalwe jou gemoed ook jou fisiese liggaam. So hormone affekteer nie net ons sê net maar ons eierstok of dele. Dit affekteer alles en veral jou brein.
en jou senuweestelsel. So dit is ook 'n groot ding wat gebeur met daai aanpassing met minder hormone. So ja, vrouens kan meer angstig word, hulle kan 'n tyd kry waar hulle bietjie meer meer hulle gemoed is baie laer as normaalweg. En omdat estrogen spiere bou, voel vrouens ook hulle verloor bietjie meer spiermassa baie vinniger. Ek dink 'n groot ding wat ek hier wil noem is, meeste van ons hormone in ons vrugbare jare word in ons eierstokke gemaak. Hmm. In ons menopause word daar nog steeds hormone gemaak. So 10% van jou estrogen in jou eierstokke wat jy gemaak het. Nou, in vrouens in menopause, die res van ons hormone word in ons byniere gemaak. So ons byniere sit bo ons niere. En byniere, moet ons dadelik dink stres. So jy maak nog steeds hormone. Eintlik genoeg dat jy nie verskriklike baie erge simptome moet hê nie, maar wat nou gebeur is, in moderne wêreld stres ons baie meer as normaalweg. En wat gebeur met jou liggaam? Jou liggaam gaan jouself probeer beskerm. Dit maak baie eerder streshormone as jou vroulike hormone. So as ons dan minder vroulike hormone maak, want ons stres te veel, het ons meer simptome. So vir my, die groot ding wat ek met vrouens werk in menopause is ons senuweestelsel. Stresbeheer is verskriklik belangrik. Die ander ding wat ook 'n groot stresser is op die liggaam is ongebalanseerde bloedsuiker. So weer eens wat mens eet. Maar ek sien tog, kan ek gou 'n prentjie skets? Ja, jy moet nou. Asseblief. Ek sien vrouens. Hulle word wakker, drink koffie op 'n leë maag. Miskien eet eers hierso so 12 uur en dan hardloop agter die kinders rond, sit in besigheids meetings die heel dag lank, stres oor al die kinders, kom terug by die huis en dan eet miskien ietsie op die pad, eet bietjie 'n sweetie op die pad. Jy weet, al daai is nogal 'n stresvolle lewe wat baie vrouens lei. Dis tog ja, hulle noem dit intermittent fasting, wat jy nou beskryf het. Dit is so. Dit is so. Ek moet tog kyk na die vas vir my. Dit hang af hoe jou siklus is en hoe jou simptome is. Daar's 'n plek vir alles, nê? Vertel ons asseblief. Daar's 'n plek vir alles. Maar hoe ek jou liggaam analiseer is watse liggies kom op daai dashboard van jou. Watse liggies is aan? As jy menopause het jy nie 'n siklus nie, maar sien nou jy is uitgebrand, jy slaap nie, jy is super moeg, jou hare val uit, jy het al die hot flushes. Kom ons kyk na daai boontjie. Wat het jy nodig? Jy het nutriënte nodig. So die kos wat jy eet, is daar genoeg nutriënte in of is dit sommer maar net 'n snackie hier en daar? Vas jy vir te lank? Ek sien vrouens in die vrugbare jare wat vas vir te lank en is klaar gestres. En wat gebeur? Hulle siklus is weg. Dit hang af. Ek dink dit is 'n baie persoonlike ding. Ek sien amper meer groot ding met die verteringsstelsel, dit werk saam met die son. En dan noem jy die digestive fire. Ons verteer die beste in die middel van die dag. So ons moet in die dag eet en in die aand vas. So ons 'n plek vir vas, want Okay. Ek het nog nooit vas daarvan is gehoor jou- nie. Ja, jy sê so ons verteer ons kos die beste in die dag as die son skyn. Ja. Waar het jy dit gehoor? Is dit op die Noordwes Universiteit of is dit So dit is 'n term wat gebruik word in Ayurveda, in die Indiese modality. En hulle noem dit digestive fire. So jou vertering werk die beste in die dag. En in die aand, net soos ons moeg raak, is ons vertering nie meer lus om al die steaks te verteer nie, maar dit wil eerder graag ons verteringsstelsel skoonmaak. Okay. Ek nie term ons, ja. Ek het 'n magdom vraag. Ek sê mos nou jy hoef op het op 'n can of worms in my kop en ek probeer nou prioritiseer wat ek net in hierdie segment wil vra. En as ek mag, ek wil nou nie die hele ding
ek weet nie of daar nog iets is wat jy wil sê oor menopause nie. Maar wat ek nou wil weet is, ons praat nou van die vroue siklus en ons praat oor hoe dit verander en progesteroon en estrogen en hoe daardie hoeveelhede verander en wat die effek dit het. En julle in die begin het jy gesê man se siklus is 'n daaglikse siklus, maar ek het gesê hulle het ook byniere, net soos ons byniere het en hulle het ook 'n skildklier, net soos ons skildklier het. En kan jy miskien net gesels 'n bietjie oor, want ons weet PMS, ons weet vrouens gaan hierdeur, ons het so 'n idee ons as vrouens, maar mans, hoe weet hulle? Luister, ek het nou 'n hormonale probleem. En dis miskien 'n konsep wat mans dalk dink hulle kan hê nie, maar die mans daar buite, hoe weet hulle? Ek moet vir Bea gaan sien want ek dink my hormone is out of whack. Eerstens ek werk nie so baie met mans nie. Maar deesdae kom almal na my toe en sê werk ek met mans. So as ek eerlik is, ek het nie al die ondervinding van manlike hormone nie. Maar as ons net weer gaan na die back to basics toe, as ons kyk na ons skildklier, dit affekteer ons temperatuur, ons metabolisme, so ons gewig. So partykeer as mens bietjie meer gewig om die middel veral optel, of jy weet jy sukkel net, veral of jy's moeg, of jy kan nie slaap nie. So al daai tipiese simptome van jou energievlakke, jou moegheid, jou gewig is 'n interessante een, hè. Slaap jy goed? Al daai is simptome van hormone ook. Die ander een kan ook wees vir vrou gesighare wat jy groei of gesighare wat uitval. En ek dink vir mans is daar 'n groot een ook met testosteroon. Want testosteroon is tog die dryfhormoon en as jy voel jou dryf is af. Jy het nie meer daai wat jy gehad het 'n paar jaar terug miskien nie. So ek dink weer eens, wat is daai liggies? Wat is die liggies op jou dashboard? Wat kom aan? En begin 'n nota maak van jou simptome en as jy voel iets is af, dis die beste plek om te wees, want dan kan jy begin die vrae vra. En mens kan dan 'n prentjie begin skets. En vertering, ek dink, ja, dis ook 'n groot een. As mens kyk na jou daaglikse vertering, dit is 'n baie groot een. As jou verteringsstelsel af is, dis soos 'n ripple effek eintlik in die liggaam. Dit affekteer soveel meer van ons goed as wat ons kan dink. Gemoed ook natuurlik. Ja. Ja. Ek het kom met 'n bietjie van 'n sportagtergrond uit en ek weet die kortison is mos die stresshormoon. En hoe baie sportlui wat geweldig gestres is en baie hard oefen, kry nie gewig verloor nie. Dis 'n soort van 'n dis wetenskaplik bewys. En ja, wat mense as jy hard oefen, aanvaar jy gaan gewig verloor, maar dan tel hulle actually gewig op. So ja, die rol van hormone is massive. Iets baie van Eden FM se luisteraars is ook dalk postmenopausal, nee, wat menopause is verby. Wat sê jy vir hulle? So die interessante ding met dit is, ek het maar ek dink dit gaan mooi om hierdie te kan antwoord. Vir my gaan dit dieselfde ding. Voel mense, daar's iets af. Partykeer met postmenopausal, ek het al met kliënte gewerk wat vir my sê, dis die beste tyd van hulle lewe. With die wisdom cycle, né? Die wysheidsiklus waar vrouens hulle hele lewe almal om hulle versorg het. Daai nurturing, né? Maar nou dat hulle, en dis maar daai estrogen wat ons het. En postmenopause is die estrogen die laagste. Maar wat ek ook besef is, as hulle gekyk het na die brein, dit verander die brein ook, waar dis 'n tyd waar vrouens na hulle self kyk. En ek sien dit baie met menopausal, postmenopausal vrouens en miskien mans ook in daai ouderdom waar hulle almal genurture het, jy het jou kinders, jy het almal om jou en is tyd vir hulle. So ek sien vrouens begin nuwe beroepe, hulle gaan travel,
Partykeer kies 'n ander lewensmaat partykeer. Dis net hulle kies ander goed in hulle lewe waar dis 'n tyd vir hulle self en dis vir my een van die mooiste goed van die wysheidsiklus waar vrouens ingaan is hulle skep. Hulle en dis vir my die mooiste ding ek sê altyd in my workshops wat ek doen. Dis reuniting die tribe. En die wysheid wat vrouens het in daai ouderdomme, dis maar die mooiste ding as ons 'n groep het van verskillende ouderdomme. Want veral postmenopausal vrouens het al daai wysheid van hulle hele lewe wat hulle kan oordra. Ek dink dis ook 'n groot doel daarvan. Oordra vir almal wat nog wil kinders kry, wat miskien in daai tyd is. So en postmenopausal, yes, daar's 'n paar ander goed wat kan gebeur. Vaginale droogheid is een van daai. So daar is 'n paar ander simptome, maar natuurlik, dit gaan altyd vir my terug. Wat jy eet, hoe gestres is jy? Kyk jy na jou boontjie. Hmm. Wat kan jy in jou omgewing verander? En gewoonlik gaan daai simptome weg. So ek gaan mee altyd, wat sê die natuur vir ons? Gaan terug na daai toe. Ja, die tyd het met ons weggehardloop, maar hier in die agtergrond het ek en Sia gekookus en ons wil jou nooi om asseblief volgende maandag verder te gesels. Ek dink daar's net te veel goed wat nodig is dat ons luisteraars moet leer en ook ons moet leer by jou. Verskriklik dankie dat jy met ons gesels het en as mense met jou wil kontak maak, wat doen hulle? Eerstens baie dankie. Hierdie was regtig vir my baie lekker om tyd saam met julle te spandeer. So, ek het 'n webwerf www.happyhormoneclub.co.za. Ek het 'n Instagram, Happy Hormone Club SA. Ek het 'n Facebookblad en ek het 'n praktyk in Oudtshoorn. Want wat amazing is, ek doen in-persoon konsultasies in Oudtshoorn en George en online. So ek sien nogal baie online kliënte oor die land, oor die wêreld baie keer en ek het ook 'n online kursus en die naam is Menstrual Cycle Mastery. So daar's al hierdie maniere wat jy kan kontak maak. Ek kan ook my nommer met julle deel, maar alles is op my webwerf as mense my daar wil kry. Ja, kom ons doen dit so dat mense jou op die Happy Hormone Club.co.za gaan soek. Maar baie dankie ja vir dit is baie leersaam en luisteraars, ons wens julle voorspoed toe vir die nuwe koue week. Die winter is hier. En totsiens Pia, totsiens Dr. Smit. Totsiens Goed. julle. Ons laaste liedjie wat ons gaan luister is dan Days Like This van Van Morrison.